Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 6de Maart, die jaar 2026, se lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor 'n gedeelte wat Jesus vir sy disippels gesê het hier in Markus 9. Wie nie teen ons is nie, is vir ons, en wie nie saam versamel nie, verstrooi. Toe ek nou gisteraand lees, toe dink ek, nee, ek moet dit vanoggend so 'n bietjie met ons deel. Toe antwoord Johannes hom en sê, Meester, ons het iemand gesien wat in u naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie, en ons het hom belet, omdat hy ons nie volg nie. Maar Jesus sê, moenie hom belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en hom gou van my sal kwaad spreek nie. Want wie nie teen ons is nie, is vir ons. En want elkeen wat vir julle in my naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Dan gaan ons hierso na Lukas 10 toe. Nou, ons moet onthou dat om Jesus te volg is 'n wilsbesluit. Om te gaan werk elke oggend is 'n wilsbesluit. So elkeen van ons moet besluit, ek wil Jesus volg of ek wil hom nie volg nie. Daar's soveel mense wat deesdae afsterf. Dis verskriklik. Ons doen soveel begrafnisse, dis eintlik verskriklik. Mens kan nie glo nie. Dit is alles, van siek wees tot gesond wees en ewe skielik net doodgaan. Dit is verskriklik. Kom ons maak 'n wilsbesluit vandag en ons sê, ek wil Jesus volg met alles in my. Nou, as ons gaan kyk na Lukas 10, ons lees hier vanaf verse 1 tot verse 9. En Jesus het die 70 disippels uitgestuur, en na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en vir hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. En hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oes sal uitstuur. Gaan dan kyk, ek stuur julle soos 'n lammers onder wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reisak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. En in watter huis jy ook al mag ingaan, sê vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus. Anders sal dit na julle terugkeer. Bly dan in daardie selfde huis, eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Halleluja. Dan gaan ek terug hierso na Lukas 9 toe, en die Here sê hierso van vers 23, ons moet ons kruis opneem. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil ontwil, verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld win, maar aan homself verloor om skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy hom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. So ons moet die koninkryk van God verkondig aan elke persoon wat ons mee in kontak kom. Ek wil eintlik sê, dat jy moet eintlik na iemand toe hardloop en vir hom vra, ken jy Jesus? Weet jy wie hy is? Moet asseblief nie sterf, as jy nie weet wie hy is nie, want dan gaan jy by 'n plek opeindig, wat nie baie lekker is nie, want jy's of, wanneer jy sterf by God, of jy sonder hom, en om sonder hom te wees, is 'n ewigheid van smarte en van pyn. Kom ons maak die regte keuse vandag, ons kies om Jesus te volg. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ek die eer en die voorreg het om vanoggend hierdie woord met die mense te kan deel, om te sê, ons moet u volg, want as ons nie vir u is nie, is ons teen u. En dan verstrooi ons eerder as om te versamel. Here, mag elkeen van ons tot daardie besef kom, dat ons eerder sal gaan, vir mense vertel, weet jy wat, Jesus het jou lief, en hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Wil jy nie daardie keuse maak, daardie wilsbesluit neem, om hom te volg nie, met alles in jou.
Want Here, ons weet dat die uurglas is besig om leeg te loop. As ons kyk, is dit Maandag, as ons kyk, is dit Vrydag. Die lewe vlieg verby ons. Ons is al klaar in Maart. Dit voel of dit gister Januarie was. Here, vergewe elkeen van ons en help ons, Here, sodat ons U wil vir ons lewe sal doen en nie ons eie nie. Ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Amen en amen.